Mighty God, Redeemer, Savior, Prince of Peace is He. King of glory, our provider, healer He must be. Everlasting Father, the one who saved our souls. Emmanuel, Master, Teacher, Ruler, King of Kings is He. Who is He that calms the raging sea? Who is He? Groete in die uitmuntende naam van ons Heiland en Saligmaker, groot Verlosser, ons Trooster, die Geneeser van al ons siekte en kwale, die Seun van God self. Groete in die naam wat bo alle name is, die enigste naam onder die hemel wat aan die mens verskaf is, waardeur ons gered kan word. Dit is die naam van Jesus. Jesus Christus, Jesus die Christus, die gesalfde een met die salwing. Kom ons bid en ons wy hierdie oomblik aan die Here toe in gebed en ons vra met verwagting en afwagting dat iets buitengewoon gaan gebeur. Sal U my beamen. Vader in die hemel, aan U kom toe alle lofprys en aanbidding. En Here, dit is ons belydenis dat U is die koning van die heelal. You are the king of the universe. En uit hierdie aarde wat U geskape het, het U goeie dinge na vore gebring. En self hierdie dag wat ons vanoggend betree het, U was al reeds hier, daar is dinge belê wat maak vir ons voorspoed, ons welsyn in hierdie dag. Help ons my God om U te verheerlik deur ons keuses in hierdie lewe, woorde, dade, denke, dat U verheerlik sal wees. Kom nou deur U woord en deur die Gees en spreek met ons. Bring intervensies, my God. Ons vra vir die bemiddelende agentskap van U Heilige Gees. Heilige Gees, dankie dat U kan kom en die vrymoedigheid het om te doen net soos U wil is, volgens die woord van die Here. Ek vra hierdie genade in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Nou, volk van die Here, ons het nou Desember betree, 2025. En wat die toekoms inhou, ons het 'n baie gedefinieerde skets van die ontlonting van die eindtye agter die rug. En wat dit my persoonlik betref, is ek nogal baie opgewonde, en ook kyk ek uit na die oomblik van die openbaring. Die oomblik van die verskyning, die oomblik van die heerlikheid op die wolke, wanneer die stem sal roep en sê, kom op hierna toe. Vir my is dit asof dit alreeds moes gebeur het. Maar as dit nie alreeds gebeur het nie, dan is dit ook dan vir my 'n bewys van die groot genade van die Here, omdat hy verdraagsaam is en lankmoedig is en medelydend is. En as sulks weet ek dus, sy vertraging is nie omdat hy nie kom nie, maar omdat hy ruimte skep vir ander om nog in te kom. En een van die dinge wat dit gaan kos vir mense om in te kan kom, is om te kan glo, om te kan verstaan, hoor en verstaan, glo en geloof uit te oefen in sy naam, en dan volgens die gehoorsaamheid van die mandaat van skrif wat sê, hulle wie glo en gedoop sal word, sal gered wees. So, ek gaan daaroor praat. Ek gaan praat oor wat dit vat van 'n persoon om gered te word. Nou, waarvan word 'n mens dan gered? Word jy van die duiwelse verwoesting gered? Word jy gered van die aanvalle van demone? Word jy gered van die aftakeling van Satan? Waarvan word 'n mens eintlik gered? Jy word gered van die woede en die kwaad van God self teen sonde.
Ja, dit is waarvan ons gered word. En die nagevolg van daai redding sluit in die feit dat die duiwel nie meer toegang sal hê na u lewe nie, en dat demone jou nie meer sal kan teister nie, en dat die sonde natuur binne in ons geheel en al verwyder gaan word. Ons word gered van die grimmigheid, die toornigheid van 'n God wat heilig is, en wie al sy teenkanting teen sonde en ongeregtigheid opgedam het vir 'n dag wat afgespreek is, wanneer hy dit sal loslaat. Die dag van die Here se kwaad. The day, in die Engels sê dit, the day of the wrath of God. En die enigste ding wat jou sal red van dit, op 'n nog 'n plek sê die Here, moet nie mens vrees wat net jou fisiese liggaam kan dood nie, maar vrees hom wat jou beide geestelik en fisies kan laat dood. En ek praat nog glad nie van die duiwel nie. Duiwel se opsomming kom nie naby om ingereken te word nie. Is die konsekwensie van die duiwel het sy eie uiteindiging, dat die straf van dood en die hel en die vuurpoele en die gevangenskap tot in ewigheid in teistering oorspronklik vir die duiwel ontwerp was, en sy gevalle engele en die demone. So ons word nie van hom afgered, ons word gered van die kwaad, die toornigheid, die grimmigheid van God self. Nou as dit so ernstige besigheid is, dan moet ons onsself vra, wat vat dit om gered te word? Hoe kan ons samewerking gee om gered te word? En vir dit wil ek Markus 16 lees. Ek het vandag, met hierdie opnames het ek besluit, ek bring nie die parallel Bybel nie, wat 'n nuwe lewende vertaling is, en die New Living Translation in Engels is. Daar, ek het te veel probleme opgetel met die vertalings. Dis een ding om 'n ding te vertolk, maar as jy verkeerd vertaal, of jy verloor waarde in vertaling, en dan moet ek krap om uit te vind wat die ware bedoeling van 'n woord of 'n sin of 'n idee is. So ek het my 1933 Bybel en my New King James Bybel, ek gaan wissel tussen hierdie twee Bybels. So ons begin nou met Markus 16 vers 16. Markus 16 vers 16. Dis die Here Jesus wat praat. Dit is 'n beginsel wat hy neerlê. En hy sê, miskien gaan dit goed wees om by vers 15 te begin. Hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Daar is 'n letterkundige instruksie nou, dit is 'n semikolon, en dit verwys na die afeindiging van hierdie vers wat sê, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Shall be condemned. As nog 'n weergawe van veroordeel word. Ek blaai gou in hierdie Engelse Bybel, om dan dieselfde woorde vir ons te herhaal. Go into all the world, preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe
will be condemned. Sal veroordeel word. Condemned. Nou, ek dink dis oënskynlik dat hierdie een van die ernstigste woorde is, bevele is, wat die Here bekend maak. Hy sê, gaan preek en maak bekend, verkondig hierdie evangelie aan alle mense. Alle mense is alle mense. Ons moet nie struikel oor wat die geloof oortuiging volgens godsdienst is wat ons hulle invind wanneer ons hulle tegemoet kom. Nee, ons moet nie daar struikel nie. Ons moet ten stryde van dit nog steeds vir hulle sê, vir hulle preek, vir hulle leer, aan hulle bekend maak. Hierdie openbaring van die goeie nuus, die evangelie van Jesus Christus. Ons moet dit met oortuiging doen. Ons moet dit doen op 'n mate en op 'n wyse wat nie teëgestry kan word nie. Ons moet alle argumente en alle teenkanting moet ons verpletter met hierdie waarheid. Omdat die persoon wie ons aanspreek sy ewige welsyn daarvan afhang. Ewige welsyn. As hulle nie glo nie, sal hulle veroordeel wees. Wel, die woord veroordeel, as jy hom direk in Engels moet vertaal, is they shall be judged. They shall be judged. Maar die Engels kom reguit na die punt toe, die Engels sê onmiddellik, they shall be condemned. To be condemned is to be consigned, to be handed over for complete destruction, and the destruction in this case is an eternal destruction, omdat mense se geeste en siele gesamentlik onverganklik is. Dit word nie uitgeblus om nie meer te kan bestaan nie. Dit verlier tot 'n ewigheid. Maar in 'n ewigheid wat hel is, in 'n ewigheid van teistering, in 'n ewigheid van pyniging, in 'n ewigheid van droefheid, in 'n ewigheid van vrees, angs, benoudheid. Die ergste wat ooit in 'n mense verbeelding kan opkom met betrekking tot die teistering van die hel, skiet kort van wat die werklikheid daarvan is. Baie mense wat na doodse ervarings deurgegaan het, medies dood verklaar was deur dokters in hospitale en dan later weer aan die lewe gekom het, getuig van oomblikke wat hulle uit hulle liggame uit weggevoer was na hierdie plek van ewige verdoemenis. En baie van hulle sê in soveel woorde, ek wens dit nie vir my ergste en slegste vyand nie. En mense glo my, in verwantskap met mekaar kan mense mekaar so begin haat en die slegste en die ergste aan hulle toewens, dat hulle rampe moet deurgaan, dat hulle moet mislukkings moet deurgaan, dat hulle moet verongeluk. Jy kan so kwaad word vir mense en mense begin haat, dat jy so begin dink, ja, dit is wat mense by vermoë is om te doen. Maar hulle wat daar was, as 'n godsgenade om besoek af te lê, hulle het nie gevra daarvoor nie, God het dit besluit, hy maak dit aan hulle bekend, dat daar so 'n plek is waar hierdie veroordeling uitgeleef word, and the condemnation of destruction becomes a reality in the experiences. Those people coming back to life on an operating table. Ek het selfs hierdie week wat verby is, het ek 2 of 3 van hierdie goed gesien. In 2 gevalle was dit ou mans gewees. Ek praat van ou mans. Ek is nou 60 plus, en I don't consider myself old, but that's a relative, subjective view of myself. To someone who's 20 and 30, I'm an old person. But to me, an old person is somebody that's 75, 80, 85, 90.
En hierdie persone was om en by 80 en oor 80 gewees. En ek het gesien hoe groot mans van 80, 85 in diepe bewoe toestand met trane en snikkende gehuig in die bors uitroep en sê, ek het Jesus gesien en hulle wou met hulle eie monde net afgeklaar, maar Here, ek vertrou op U, red my, help my, met trane wat loop, in 'n haglike toestand, in hierdie desperate toestand, in hierdie toestand van wetend dat hulle verlore is, omdat hulle lewens gespandeer was op alles behalwe gehoorsaamheid teenoor God self. En daar het hulle so effens 'n voorsmaakie gehad van wat voor lê, omdat hulle jare verby is. En smeekend roep hulle uit, Here vergewe my, Here wees my genadig, Here gee my nog 'n kans. Sulke dinge raak hulle kwyt. Mense wat daar was, weet wat dit is om veroordeel te wees. En hulle kry die genade om terug te kom, weer in hulle liggame te wees, en dan om die opsie uit te oefen om 'n besluit rondom hoe hulle nog voort wil gaan. En ek beloof jy, daar is nie 'n persoon wat terugkom met daardie ervarings, wat sal sê, ag, ek traak my nie, ek gaan maar net aan op my ou trant. Nee, dit werk nie so nie. So hierdie woorde wat die Here Jesus self spreek, en ek herhaal dit, ek dink dit is goed om dit te herhaal, sê vir ons die volgende, en ek wil hê, jy moet dit mooi luister. Die evangelie moet aan die ganse mensdom verkondig word, en diegene wat dit hoor en verstaan, moet die keuse maak om te glo. Dit is my werk, dit is ons werk as getuienisdraers van hierdie evangelie, om hierdie evangeliese verkondiging op 'n geloofwaardige manier oor te dra. Op so 'n manier van oortuiging, dat daar geen manier is om die waarheid te stry nie. We must be confidently persuasive in challenging people to believe. Because their salvation, their eternal well-being unto salvation, is dependent on their voluntary believing, hulle vrywillige glo. Nou sê vers 16 sê vir ons, hy wat glo en hom laat doop, en. Jy kom nie verby daardie en nie. Daardie en is voorskriftelik. It's a prescript. Contingent on obeying this prescript that says, and is baptized. Jy kom nie aan verby nie. Ja, oké, laat mense wat my gesê. Ja, maar die dief op die kruis, daar langs aan die Here, hy was nie gedoop gewees nie. Omdat dit die Here homself was, wat hom ingesluit het deur die groot genade, dat hy in dieselfde dag nog met hom in die paradys sou wees. Maar dit is ook die Here homself wat hierdie woorde spreek en sê, hy wat glo en hom laat doop. Die doop is 'n moedsaak. Mense kan nie sê, ja, daar is nie so 'n ding soos 'n moedsaak. Nee, daar is so 'n ding soos 'n moedsaak. En hy wat glo en hom laat doop, sê hierdie bewoording, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou, is interessant dat ek besluit het nou om oor die doop te praat, en die rede daarvoor is onder andere, ek bepeins al 'n geruime tyd om 'n bietjie meer konfronterend te wees met van my familielede met betrekking tot die. Ek het hulle gebring op 'n punt deur die groot genade van die Here en die oortuigende werk van die Heilige Gees in bediening om te glo. So hulle glo nie iets anders nie, hulle glo nie in Islam nie, hulle glo nie in die moslims besigheid nie, hulle glo nie in enige ander voorstel van die Godheid nie, hulle glo in die Godheid volgens die Ou Testament en die Nuwe Testament, hulle glo daarin. En nou vir 'n geruime tyd bespiegel ek in my eie gedagtes en hart, hoe ek nou konfronterend moet wees met die besluit wat hulle moet neem
om gedoop te word. En hierdie naweek wat verby was, in November was een van hierdie familielede wie ek na die Here toe gelei het, en losgebreek het van 'n vorige verbintenis aan Islam. Dis iemand wat moslim geword het, en ek het met die genade van God die persoon oortuig, moenie in die rigting gaan nie, draai terug, kom terug na die Here toe, kom terug na die, so groot genade, om te kan terugkom na die Here, nadat jy die Here verloon het, om die islamitiese belydenis te doen. Ek glo my mense, op die oomblik is daar baie snaakse besigheid, wêreldwyd wat mense in oortuiging na Islam toe draai, vir een of ander rede. Oké, ek kan nog nie te diep daarin gaan nie, behalwe om te sê, vir my was dit 'n wonderlike voorreg gewees om haar terug te bring na die Here toe, en sy het besluit om hierdie naweek gedoop te word. Wonderlik, wonderlik, ek is so bly vir dit. En ek noem dit vir u omdat hierdie doopsaak 'n baie intieme saak is. Dit kan nie geskei word van jou redding nie. Dit is deel van jou redding. En selfs jou bereidwilligheid om deur die gebaar in gehoorsaamheid, the exercise, the gesture, the act of showing that you're willing to obey what the Lord is saying. The Lord is saying, die Here sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wie nie glo nie, sal verdoem wees. Nou, ek wil hierdie boodskap voortsit volgende week, maar ek wil hom nie net so los in die middel van nêrens nie. Ek wil vir sê, hierdie boodskap is van kardinale belang, en ek wil afeindig vir hierdie week met 'n opsomming van die Here Jesus self, hoe hy homself laat doop het, en ons vind dit in Matthew chapter 3, and it says to us in the 13th and 15th verse, 13de vers, toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom, dis Johannes die doper, om deur hom gedoop te word. Maar Johannes die doper het hom ernstig teëgegaan en gesê, hy het hom ernstig teëgegaan en gesê, om iemand teë te gaan is om hom te weier. Nee, ek kan nie, ek sien nie kans daarvoor nie, ek wil nie, ek moet ook nie. Dit sê vir ons hier, maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek self het nodig om deur u gedoop te word, en kom u na my toe? Hy vra die vraag. Maar Jesus se antwoord, en dit is die grondlegging vir volgende week se boodskap, maar ook die grondlegging vir die versoek wat ek aan u rig, en die vermaning wat ek aan u bekend maak, dat dit 'n bevel is. Jesus se antwoord teenoor hom is, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. En daarna het hy hom toegelaat. Kom ons lees dit gou in die Engels. Jesus came from Galilee to John at the Jordan to be baptized by him. And John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you, and are you coming to me? But Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Geregtigheid moet geskied, en ek sal vir u die verskil opsom tussen die geregtigheid voor die Nuwe Testamentiese mandaat, die nuwe verbond, the new covenant, en die geregtigheid volgens die Ou Testamentiese verbond, en die ou manier wat God geverg het vir die mense om hulle geregtigheid te toonbeeld. Maar in hierdie geval het die Here Jesus homself, wie geen sonde gehad het, op grond van die beginsel
sodat geregtigheid mag geskied. Die geregtigheid van gehoorsaam wees wanneer God met 'n mens praat en jy verstaan en jy glo, dan volg dit dat jy moet gehoorsaam. Ons bid saam. Vader in die hemel, aan U kom lofprys en aan alle aanbidding toe. En ons wil nie net lippediens aan U verskaf nie. It is our desire, God, not only to have perfunctory obedience, but to act out obedience by following through in doing what you require of us to do. We confess the Lord Jesus Christ with our entire heart, that through His vicarious suffering and effectual death, He has provided salvation to all mankind. And now, Lord, I pray that you would write our names in the Lamb's Book of Life and record us as people who have been baptized in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen.